dan wat vra ek? Nee, ons is net die ons sê dit net soos wat dit is en ek gaan nou met hulle vir hulle questions maak daarop. Nou kry jy my weer in die hande. Ons sal mekaar kontak. Jy moet Kontak exchange. Julle het klaar nie kontak daar. Julle kan mos net daar. Oh ja, maar ons As iemand iets sê, why not? Ja, okay? Okay. Maar jy kan Ja, dit moet gewees ze moet gezien worden, die 16-jarige. Ja. Oké. Praat ons weer Afrikaans, nee? Ja, sy is 16 jaar, sy is hier geboren. Ja. Julle is van Suid-Afrika. Ja. En julle is permanent resident. Permanent residence, ja. En sy is hier geboren. Ons is al 17 jaar in Namibië. Sy is hier gebore in Namibië by die Pink Hospitaal, Medikliniek in Eros en sy het begin in die sport deelneem in saddle seat equitation en sy is 'n baie goeie ruiter. Sy is een van Suid-Afrika se topruiters of nie een van Suid-Afrika se is op die oomblik Suid-Afrika se topruiter. So sy is nou al op 14 jarige op 13 toe sy in die Springbok span opgeneem. Dat sy gaan deelneem. Sy was laas jaar in Amerika gewees en hierdie jaar kom ry Amerika teen hulle in Parys in die Vrystaat. Sy is hierdie jaar senior klere gekry omdat sy 14 is. Sy het ook hierdie jaar die enigste ruiter wat gewoonlik die Champion of Champions wen by die SA's in Bloemfontein is 18 jaar en ouer. Sy het die rekord gebreek omdat sy 14 jaar is. En ja, ek dink dit is 'n besonderse prestasie. Die probleem vir ons as ouers is ons moet elke keer Suid-Afrika toe ry om haar aan hierdie sport te laat deelneem omrede sy nie burgerskap in Namibië het nie, alhoewel sy hier gebore is. So ek kan nie sien hoe Namibië 'n topruiter of 'n topatleet in hulle land nie wil ondersteun. En ons as ouers wat hier bly en ons werk hier en ons bly hier en sy is hier gebore, hoekom gee hulle nie so tipe ruiter, 'n topruiter burgerskap nie, sodat ons sy in hierdie land se sport ook kan contribute. Want op die oomblik moet ons afry Suid-Afrika toe en ons moet haar geweldige kostes en onkostes vir ons, maar sy presteer so goed daar dat sy in die algeheel die top die eerste lê in die land daar. So ek dink in so 'n geval kan so 'n ruiter dalk van Namibië uitbring en tot van Namibië lê en so kan daai sport weer in Namibië verder groei. Maar ongelukkig het ons by Home Affairs die aansoeke ingedien en hulle het vir ons gesê jammer, sy kry nie. Ons is as Suid-Afrikaners. Mag julle redes hoekom hulle afkeer? Hulle sê net want ons is Suid-Afrikaners. Die ouers is Suid-Afrikaners. Nee, maar hulle het vir julle permanent residence Ons is gegee. permanent residents en sy is hier gebore. Dit het seker ook vir julle lank gevat om permanent residence of het hulle was dit net maklik? Ons is soos 10 jaar in die land gewees op werkspermitte en toe het ons permanent residence gekry met al daai requirements wat ons aan voldoen het. Maar ja, die kind, ek voel net as sy gebore is hier, ons bly hier en sy gaan hier skool en alles. Hoekom kan ons nie, hoekom sal Namibië haar wil verstoot om na Suid-Afrika toe te gaan? Veral omdat sy so goed is in sport, invest in sulke atlete. Dit is ons land se atlete. Ja. Nee, dat is waar. Ik denk dat we dit moet opnemen en horen wat ze Home Affairs. Why are they doing this exception? Hulle het 'n exception gemaakt met de Amerikaner. Wat hier komt gekram het. Angelina Jolie. En ons invest in die land. Dis ons huis. Ja. Dis waar ons hoort. Exactly. Nou word ons verstoot en sê gaan neem in Suid-Afrika deel. Baie unfair. Very unfair. Very unfair. I mean, even net om dit te hoor, dit klinkt klaar abnormaal. So die mense daar in die kantore, hulle moet maar 'n baie duidelike antwoord gee. Why are they doing this? And how many of the people with the same kind of request are being rejected? For what reason? Ja, en dis hoekom Namibië se sport nie nooit regtig vooruit gaan nie, want daar word nie invest in sulke tipe van atlete nie. Exactly. Nee, dis reg. Ons sal dit opneem met hulle en ons sal terugkom na julle toe. Kom ons byskop het ek so ding van dat ek moet kyk of iets is jy nou op jou foon. Wat ek het gehad.